Dag getrouwens van die Here, weer eens Theo hierso, en net weer lekker reg sit, hy sê, ek groet elkeen in die wondernaam van Jesus, ek kom sit hier om die boodskap vir u te bring, ek het so geloof in my tuin, so pragtig vanmôre weer, maar ek is so vol pyn van my rug, maar ons gaan aan vanmôre, want die Here, te midde van ons stryd, was ons net, of ons nou siek is, of ons gesond is, die vrede van die Here is onder ons, want weet jy wat, ons moet kragtige getuies wees vir Jesus. Gister het ek met u gepraat oor die Heilige Gees wil God se kinders al meer maak soos Jesus. Hoe was Jesus? Te midde van sy stryd was Jesus liefde. Te midde van sy stryd was Jesus vrede. En weet jy, ons God is deur en deur goed. Hy's getrou, hy's lankmoedig, hy's vriendelik, hy's sagmoedig. Hy's vol blydskap en hy selfbeheersing. Het jy opgelet wat ek noem? Galasiërs 5:22 sê vir ons. Ons moet die vrug dra wat pas by die bekering, né? Dis wat die woord vir ons sê, maar Galasiërs 5:22 sê, daai vrug is die vrug van die Heilige Gees. En weet jy, dit is niks anders as Jesus se karakter. En dit is die karakter wat ons moet toon aan die wêreld daar buite. Weet jy, vriende, Paulus skryf en hy sê, ek dink dis in Filippense 2:5-6 daarom, hy sê, julle moet die gesindheid hê wat in Jesus was, moet julle elke dag tentoonstel. My vriende, en hoe gaan ons dit reg kry? Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons meer en meer word kinders van God, soos hy wil hê ons moet wees? Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lewens beheer, totaal beheer. En hoe meer hy ons beheer, hoe meer sal ons karakter vorm aanneem na die karakter van Jesus. En hy wil ons ook gemaak natuurlik, en dis waaroor ek vandag wil praat met jou. Die Heilige Gees wil ons kragtige getuienisse maak vir Christus. Want hy het toch vir ons gesê, Matteus 28:19 en 20, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek sal met julle wees, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Wat leer ons hieruit? Daar is 'n opdrag, dit is nie 'n keuse nie. Ons hoef dit nie in eie krag te doen nie. Ons sal nooit alleen wees nie. Deur die krag van die Heilige Gees sal ons dit doen. En deur Jesus wat saam met ons sal wees. Hy sal die woorde op jou tong lê, hy sal die woorde op jou mond lê. Hy is die een wat vir ons sê in Hebreërs 13:5, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat en nooit nie steek laat nie. Dieselfde woorde kom in Markus 16:15, gaan die hele wêreld in. Die hele wêreld in. En verkondig die evangelie aan die ganse mense. Nou vriende, dink net daaraan as elke kind van God dit doen. Hoef ons die sendlinge heen en weer aan die wêreld te stuur? Ja, dis goed as sendlinge uitgestuur word, as daar nie ander mense daar is nie, soos na China toe en al hierdie derde wêreld lande waar daar nie, waar daar verdrukking is, waar ander moslims en al die mense die Christene verdruk, is dit nodig dat iemand gaan. Maar weet jy wat, baie mense sien nie die evangelieveld om hulle nie. Ons moet ons oë oopmaak, ons moet bid dat die Here ons siele las gee, ons moet bid dat die Here soos met Paulus ook die skille van ons oë sal laat afgaan. Jy sien, die Here het egter geweet dat hierdie opdrag wat hy gee is eintlik maar onmoontlik vir die mense, dit is 'n onmoontlike taak, maar weet jy wat, daarom het hy vir ons die Heilige Gees gestuur. Het jy al 'n ontmoeting gehad met die Heilige Gees? Het jy al jou lewe oorgegee aan hom? Jy onthou, ek het gister vir jou gesê, as jy die Here Jesus aangeneem het, ontvang jy die Heilige Gees inwonend, maar hy sal alleenlik in jou werk met jou toelaatbare wil. Sy genadegawes sal hy vir jou gee as 'n toerusting, as jy hom toelaat. Jy sien, die Here het vir ons gesê in Handelinge 1 verse 5 en verse 8, julle sal met die Heilige Gees gedoop word, dit beteken gesalf word, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem tot aan die uiterste van die aarde. Daar die Here het 12 gewone manne uitgestuur om die hele wêreld te gaan evangeliseer. Meer as 2000 jaar later sit ek hier so, en daai selfde evangelie wat hulle gaan uitdra, draak in jou uit. Is dit nie wonderlik nie? As daar gehoorsaamheid is aan God, weet jy wat gebeur dan? Dan vloei die woord van God uit. As jy gehoorsaam, het jy die bereidwillige skoene aangetrek om vandag die evangelie uit te dra, jy wat gered is, jy weet nie in eie krag te doen nie, verklaar jou bereidwillig en die Heilige Gees sal deur jou werk. Jesus het ook baie duidelik aan ons gesê,
dat ons nie moet probeer om die taak alleen te doen nie, maar om te wag op die kragtoerusting van die Heilige Gees. Daarom weet jy hoef dit nooit alleen te doen nie. Kom ons lees vir jou wat staan in Lukas 24 verse 47 tot 49. Bekering en vergewing van sondes moet in sy naam verkondig word aan al die nasies en julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is in die krag uit die hoogte. Hier sien ons wat moet ons doen. Bekering en vergewing van sondes moet ons in die naam van Jesus verkondig aan al die nasies. Hoe gaan ons dit doen? Jesus het die Heilige Gees gestuur. Ons weet op Pinksterdag is hy uitgestort. En waartoe moet ons gaan? Oral reg deur die wêreld. Vriende, die oomblik toe hulle op die eerste Pinksterdag vervul is met die Heilige Gees, is die disippels kragtig gevul en het hulle begin getuig en niks kon hulle meer stilhou nie. Hoeveel mense het jy al na die Here gelei? Met hoeveel mense praat jy daagliks? Hoeveel keer gaan jy uit en doen die werk van die Here? Ek vra maar net 'n vraag. Jy sien, vriende, miskien sê jy ek kan nie, ek is bang, maar weet jy wat, dieselfde disippels wat bang was, toe hulle gevul is met die Heilige Gees, omdat hulle self bereidwillig voor God gestel het, omdat hulle self verootmoedig voor God, kon met soveel krag getuig, dat 3000 mense op een dag tot bekering gekom het. Jy sien, dis net die Heilige Gees wat dit kon doen. Hy is die krag van God en hy bekragtig mense om getuienisse vir Christus te wees. Selfs Paulus, die kragtigste getuienis wat daar seker ooit was, moes getuig. En ek lees vir jou wat staan in die woord in 1 Korintiërs 2:3-5. Hy woord sê Paulus, hy sê ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van Gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Vriende, die Heilige Gees se krag vir getuienislewering is steeds vandag nog net so beskikbaar en is seker nog nodiger as ooit tevore. Die feit dat ons getuienisse geen indruk en geen verskil in ons omgewing maak nie, is hoofsaaklik te wyte aan dit dat ons dit in eie krag probeer doen, in plaas van die krag van die Heilige Gees. Die Gees van God is steeds daar, gewillig om God se werk te doen. Hy soek mense deur wie hy kan getuig. En een van die maniere, vriende, een van die maniere waarop die Heilige Gees ons kragtige getuienisse maak, is deur ons toe te rus met die gawes van die Heilige Gees. Dit is wat in Markus 16 beloof is aan ons. Vriende, ek wil die video maar kort maak vandag, maar daar is nog so baie wat ek met nie kan praat oor die dinge. Maar weet jy wat? Al wat jy moet doen is, kom tot bekering, neem Jesus aan, vra vir die vervulling van die Heilige Gees, gee oor aan hom, en verklaar jouself bereidwillig, die Gees van God sal die res doen. Jesus het alles reeds gedoen wat jy moet doen. Wat het die disippels in Handelinge gebid? En wat het gebeur? Kom ons lees Handelinge 4:29 ter afsluiting. En nou, Here, gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die Heilige Kind Jesus. En dan sê die woord, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en met die woord van God, met groot getuienis en groot vrymoedigheid gespreek, en met groot krag het die apostels getuienis gegee. Handelinge 4:29, 31, 33. Is jou gebed dit? Dat die Here jy moet vul met die Gees, sodat jy met vrymoedigheid die woord kan gaan uitdra? Vriende, God, dis die onveranderlike God. Jesus Christus, volgens Hebreë 13:8, is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Mag hy jou seën, mag hy jou deurdra. Vader, seën my broers en my susters, seën die boodskap, en o Heilige Gees, vul ons elkeen. Ons is bereidwillig om te gaan, om die boodskap uit te dra, maar in eie krag kan ons nie, daarom vra ons, u bekragtig ons en bemagtig ons, en stuur ons, o Here, bid en vra ek in Jesus naam. Amen. Mooi dag verder.